Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Ons is besig met ons veldtog, gaan dieper in jou verhoudings. En laasweek het ons gekyk na die huwelik en vandag gaan ons gesels oor ons kinders. Nou, ek besef nie almal van ons het kinders nie en daarom het ek gedink ons moet ook gesels vandag oor ons verhouding met ons ouers. So, want almal van ons het ouers, reg? En maar kom ons gesels oor wat dit beteken, wat dit behels en hoe gaan ons dieper in ons verhouding, in ons gesinne en ook met ons kinders.
'n baie goeie vriend van my en sy vrou het gesê hulle wil graag vir my kom kuier hierdie week om so 'n bietjie te gesels oor hulle kinders en die fase van hulle kinders op hierdie stadium is daar waar hulle so 2-3 jaar weg is van puberteit, wat hulle besef, jy weet, dinge gaan radikaal verander. Nou ek stap hulle baie lank pad met hierdie kappeltjie, ek het hulle destyds getrou en ek saam met hulle gebid vir hulle kinders, was hulle toegewy het aan die Here Jesus. So dit is vir ons, was my baie kosbaar om hierdie pad saam met hulle te stap en toe het hulle my nou weer laat terugdink in my eie situasie, my eie kinders. En dis 'n baie groot voorreg om kinders te kan hê, regtig waar. Maar uit die aard van die saak ook 'n baie groot verantwoordelikheid. En as 'n mens terugdink aan jou eie kinders, dan vra ek myself die vraag af, jy weet, wat is die ultimate doel van die huwelik? En dan kan ek nie anders as om te dink aan die skrifgie wat ek met hulle gedeel het heel in die begin, toe hulle my kom sien het en my kom sit en kuier het oor wat is die doel van die huwelik voordat hulle getroud is nie. En daar is so 'n kragtige gedeelte in Maleagi wat daaroor praat, en ek wil hier ons moet aan die einde bietjie daarna kyk, maar in elk geval gaan ek terug na hierdie kappel wat my kom sien het en ons sit en gesels en ek dink terug by myself, so ek wonder, wat is die een enkele grootste impak wat iemand met my gedeel het, toe ek op daai ouderdom was, en ek begin vra het oor, jy weet maar, hoe kan ek kom by daai punt, wat ek regtig waar 'n impak op my kinders het. En ek sal nooit vergeet nie, daar is 'n groep in die naam Focus on the Family, van Dr. James Dobson hulle, en hy het eendag hieroor gepraat, en daar's iets wat in my hart gaan lê het, wat vasgesteek het, wat ek geglo het, vandag, regtig die verskil gemaak het in ons gesin se lewe. En dit was my so lekker om met hierdie kappeltjie te deel hierdie week. En ook dan nou uit die aard van die saak met julle daaroor te praat. So dit was nou so kosbaar dat dit in hierdie week gebeur het en dat ek nou met julle daaroor kan gesels. So hy het basies die volgende gesê. Jy weet, wanneer 'n kind op daai spesifieke ouderdom kom van daai oorgangsfase, verander ons rol as ouers, waar ons altyd half die ene was wat vir hulle wou sê wat om te doen, verander dit nou in die opsig dat ons, en hy het in een woord gesê, en dit is om te luister, om my kind te kry om te praat, om sy hart met my te deel, en kort voor lank gaan hy alles met my deel. So my rol as ouer, my voorreg en my verantwoordelikheid as ouer, is regtig om my kind 'n veilige spasie te gee, waarin hy sy lewe met my kan deel. En as dit gebeur, en daardie diepte in ons verhouding kan daar wees, en kan vasgelê word, weet julle, kan ek vir julle eerlikwaar sê, ek sal nooit vergeet die toe hulle in my kinders in hulle puberteit ingegaan het, en dis net hoe die lewe is, hulle moet begin eksperimenteer, hulle moet begin vra, en hulle gaan goeders begin doen, wat ons wenkbroue voor gaan lig. Was dit vir my so kosbaar geweest, toe my seun, nadat hy iets aangevang het, as nie 'n ander manier om dit te sê nie, het hy die aand toe hulle nou klaar hulle kattekwaad aangevang het hulle besef hulle het te ver gegaan. Jy weet, hulle het oor die lyn getrap, in die opsig dat hulle het goeders gevat by ander mense, hulle het gesteel. Dis wat dit is. En ek sal nooit vergeet het, toe hy terugkom by die huis, het ek gesien, hy dodge my. En ek het geweet, iets is nie lekker nie. Ek het dit net gelos. Maar op 'n stadium toe het ek sommer net vir hom gevra, soos wat ek altyd gedoen het, toe ek by hom gaan lê, toe hy 'n klein seentjie was op die bed, en vir hom altyd gevra het, jy weet, hoe gaan dit? En dan was dit gewoonlik stil, en dan op 'n stadium het hy begin praat, en hy het net gepraat. En in plaas daarvan dat ek dan vir hom raad gegee het, of hom gesê het, maar moenie dit, of moenie dat, of moet dit nie, het ek hom net gelos om sy hart te deel, en dat hy regtig waar 'n diep vertroue in my sal hê, dat ek hom sal aanvaar en lief hê vir wie hy is.
En ek sal nooit vergeet nie, daardie aand later te kom na my toe sê, my pappa, ek moet met jou praat. En ons het nog buite gaan sit en later aan toe raak het koud. En 3 ure later, toe ons gaan sit oor die kar, ek sê toch, en hy stort toe sy hart uit oor alles wat gebeur het en so. En weer eens, in plaas daarvan het vir my gesê het, ja, maar nou, jy weet, is jy in die moeilikheid, en jy weet, nou gaan ek jou straf hiervoor, toe sê ek vir hom, luister, wat dink jy is nou die regte ding om te doen? En ek wil vir julle eerlik maar sê, ek dink daardie beginsel wat ek geleer het by Focus on the Family, by Dr. Dobson, wat hy vir my gesê het, luister na jou kind. Be there, was die Engels wat hy gesê het, just be there. En ek sal nooit vergeet het, toe ek vir hom gesê het, klaar geluister het, sê vir hom, wat dink jy moet ons nou hier aan doen? En weet julle wat, hy het eintlik sy eie, sal mens sê, straf, of dan die mooier, hy het sy eie manier gesien hoe om dit reg te stel. En dit het begin deur 'n eenvoudige gebed waar hy gesê het, Here, ek is jammer. So my grootste rol en verantwoordelikheid as ouer is om te besef ook dat daar gaan net 'n sekere seisoen wees wat hierdie kind myne is, as ek dit so kan sê. Maar my grootste verantwoordelikheid is om my kind voor te stel aan sy eintlike, aan sy werklike Vader, sy Abba, wat God die Vader is. En as hy op daai punt kom, wat dit vir hom 'n realiteit word, wat dit vir hom iets is wat hy aanvaar as sy Vader, jy weet, was daai seker die kosbaarste oomblik in my lewe gewees, toe my seun vir my sê, jy weet, ek het droog gemaak, en waar hy te besef, hy moet eerstens teenoor God bely dat hy verkeerd was. Dit was die mees spontane, natuurlike situasie, en dit was so kosbaar vir my gewees. Hy het gebid, en uit die aard van die saak, het ons albei lekker gehuil, want dit was nogal regtig 'n moeilike situasie om te hanteer, en toe het ek vir hom gesê, nou wat nou, jy weet, hoe gaan ons hierdie regmaak, en wat is jou plan om te restaureer, wat is jou straf? Toe het hy gesê, papa, ek moet teruggaan na hierdie mense toe, en ek moet dit gaan herstel, ek moet hierdie verhoudings gaan herstel wat ek gebreek het. En ek sal nooit vergeet nie, ek het saam met hom gegaan die dag, en ons het gekom by die eerste huis waar ons was 'n polisieman gewees. En ek het by die hekkie gestaan, en ek het net gesê, luister asseblief na my seun, hy het iets om vir jou te sê, en hy het toe vir hom vertel, vir die polisieman vertel, en daai polisieman het vir hom baie mooi verduidelik wat die gevolge kon wees, jy weet, as hulle hom gevang het, en ek kon sien, hy het spierwit geword, my seun het besef wat hier gebeur het. So dit was so kosbaar, om toe te sien, jy weet, hierdie les het diep in sy hart gaan sink, en dit is nie ek wat net vir hom gesê die hele tyd wat hy moet en nie moet doen nie. So dit was regtig gewoon baie spesiaal. So vir enige een van julle wat ouers, wat kinders het, ek kan nie vir jou meer sterker aanbeveel as om werklik waar jou verhouding met jou kind so diep as moontlik te groei en te bou nie. En om daar te wees vir hom, jy weet, om regtig te luister nie. Ons neiging is om vir hulle te sê wat hulle moet doen, in plaas van om regtig te luister na wie hy is en waarheen hulle gaan. Ek onthou dit ook, toe ek destyds het ek baie jeugweke en kampe gedoen. Ek sal nooit vergeet jy op 'n Saterdag aand, dit is met hierdie jong hoërskoolkinders gewerk, en die een enkele stelling of uitdaging waarmee die kinders gefeis was dat hulle voel, my ouers verstaan my nie. En ek skryf dit regtig toe aan hierdie beginsel van om daar te wees vir ons kinders, om te luister. Jy weet, in plaas daarvan om net te sê. Ons as mens wil graag in beheer wees. Ons wil graag ook in beheer wees van ons kinders. Maar as ons gaan met die gesindheid van hierdie kinders is nie myne nie, dit is ultimately die Here wat hulle my toevertrou het, en my grootste rol op hierdie aarde is om hulle terug te bring, of te bring by die punt waar hulle besef, jy weet, hulle Vader, hulle Abba, hulle Papa is eintlik God. En teenoor hom staan ons as beide, as verantwoordelik vir ons lewens.
So as ek julle daarmee kan uitdaag en daarmee kan uitnooi om vir julle te sê, regtig waar, dit is so die moeite werd om elke dag, elke oomblik tyd te spandeer en te investeer in ons kinders se lewens deur te luister. Nou, om af te sluit, Maleagi 2 vers 15 praat ook hieroor. Hulle vra, wat is die doel? Dit is my so mooi, die boodskapvertaling sê dit net so, wat is die doel van die huwelik? En dan sê dit, is dit nie om kinders te hê nie? En dan lag ek altyd, dan sê ek vir die kappeltjies wat ek sien, wat nou gaan trou, sê ek vir hulle, ja, ek hoef nie dit vir julle te verduidelik nie, dit gebeur van self. Dit is maklik om kinders te kry uit die aard van die saak, want dit is net 'n natuurlike behoefte, begeerte, drang wat God in ons gesit het as mens. Maar dit is iets heeltemal anderster wat die skrif verder gaan en te sê dat julle kinders sal hê wat God ken en wat God dien. Julle waar ek vandag is, kan ek vir julle eerlikwaar sê, dit is die grootste geskenk, begeerte, voorreg wat ek kan hê, dat ek kan sê vandag, my kinders ken en dien die Here. Daar was verseker tye wat 'n mens kon sien, jy weet, hierdie is vir hulle 'n moeilike situasie om te groei in 'n huis waar ons baie geestelike dinge gedoen het. En dat hulle die ruimte kon hê om regtig vir hulle eie keuses te maak en foute te kon maak. En dat dit hulle nog steeds veilig sou voel om na ons toe te kom en met ons daaroor te praat. So, Maleagi 2 vers 15, wat is die doel van die huwelik? Is dat julle kinders sal hê, maar dat julle kinders sal hê wat God ken en dien. So vir elke ouer daar buite wat kinders het, wil ek vir julle aanmoedig en vir julle sê, investeer daardie tyd om met jou kind tyd te spandeer. En vir julle wat nie kinders het nie, julle het ouers. En ook in hierdie reeks as ons praat, gaan dieper in ons verhoudings. Jy weet, dit maak nie saak wie jou ouers is nie. Maak nie saak wat hulle agtergrond is nie. My eie pappa was 'n alkoholist gewees en ja, ek het geen verhouding met hom gehad vir jare nie en kort voordat hy oorlede was, het ek my verhouding, was dit 'n absolute wonderwerk, het ons verhouding kon herstel. So ek wil vir jou sê wat, van almal van ons het ouers, dat jy regtig waar, daai skrif wat sê, Paulus sê, kinders wees aan julle ouers gehoorsaam, sodat julle daar verleng mag word. So, eer jou vader en jou moeder. Dis nie net 'n opdrag nie, dit is regtig wel vir ons iets waarna ons in ons geestelike lewens kan streef, om seker te maak dat ons verhoudings met ons ouers in plek is. Maak nie saak wat gebeur het en hoe seer dit ook al mag wees nie. Ek vertrou saam met jou en ek wil saam met jou bid dat ons aan beide kante van die spektrum, vir ons wat kinders het en vir ons wat almal wat ouers het, dat daai verhoudings sal herstel word as dit gebreek is, dat ons dieper sal gaan in ons verhoudings waar ons van hierdie oomblik is en ons kan elke dag dieper groei in ons verhouding met die mense, in ons familie en ons gesin. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons na U toe kan kom met alles in ons lewe. Dankie dat ons weet dat U en U alleen is die een wat vir ons wys en leer oor ons verhoudings op hierdie aarde, Here. As ons na U toe kom en met U tyd spandeer, besef ons, Here, U is ons Vader, U is ons Abba, soos Paulus geskryf het, as die Gees ons vul, dan kan ons met hierdie gesindheid in hart uitroep, Abba, Vader. Here, leer ons, help elke ene van ons in ons verhouding met ons kinders. Help ons en geef ons die wysheid en die insig om ons kinders so groot te maak, dat hulle U sal ken en dat hulle U sal dien. En vir ons, Here, wat nie kinders het nie, dat ons in ons verhouding met ons ouers en met die res van ons gesin, ons broers en susters en groter familie, neefs en oupas en niggies, Here, dat ons regtig vir ons sal moeite doen in ons verhoudings met ons mense, met ons hartsmense. Vader, of wees ons genadig daarin en seën ons ook as ons in die week gaan. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen.
Everything changes in the radiance of your smile. You got this way of chasing away those shadows that hang around. So Lord, I fall down again. I'm finding out just who I am. I lose my ability to be afraid when I hear you say my name. And all the voices that once filled my head, they are gone when you speak. 'Cause when I see your face, everything changes in the radiance of your smile. You've got this way of chasing away those shadows that hang around. Lord, I fall down again. I'm finding out just who I am. Yes, Lord, I fall down again. I'm finding out just who I am. Oh, let's declare it tonight. Goodbye fear and goodbye shame. Goodbye hopelessness and pain. I have heard the Father call my name. Goodbye running, goodbye hiding. Goodbye heaviness and lying. The new has come, the old is washed away. Hello joy and hello truth. Hello love, I long for you. I've waited for this moment all my days. Hello mercy, hello peace. You have found me on my knees. I believe I'll never be the same. When I see your face, everything changes in the radiance of your smile. You've got this way of tracing away those shadows that hang around. 'Cause when I see your face, when I see your face, everything changes in the radiance of your smile. It's got this way of tracing away those shadows that hang around. 'Cause Lord, I fall down again. I'm finding out just who I am. Oh Lord, I fall down again. I'm finding out just who I am. Oh Lord, I fall down again. I'm finding out just who I am. Hello joy
Hello joy and hello truth. Hello, love,